Ja, hierdie het my gecapture, interessant, in die hele 1 Korintiërs 2, wat ons basis is vir ons navorsing, spreek Paulus sy eie persoonlike sintuiglike wêreld net een keer aan. Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 3, en ek was by julle in swakheid en in vrees en baie bewing gewees. As jy 1 Korintiërs 2 gaan bestudeer en navors oor al sy verse, ongelooflike skatkis om te connecteer met die geesteswêreld van die almagtige God, Ruach natuurlik. Het Paulus homself toegelaat om eintlik, hy spreek eintlik met hierdie mense en vertel in watter hoedanigheid en swakheid was hy gewees. Hy praat nie van ek het deurgebreek en God het my magtig gehelp nie. Hy praat nie en hy roem hom daarin en sê ek is deur hierdie storms op die see, nou is ek by julle. Nee, hy sê ek kom eintlik in 'n swak wêreld, maar ek kom in 'n ongelooflike groot wêreld na julle toe. Dis die eerste keer en laaste keer wat Paulus enige iets sintuiglik wat met jou sintuie te doen het in hierdie hoofstuk bespreek. Mense, wanneer ons by 'n kerk uitkom, wanneer ons na 'n prediker luister wanneer hy praat, wat soek ek en jy? Ja, maar prediker of Chris, hy praat uit die Bybel uit. Dis belangrik. Hy gee vir my verse en bidkos tot nadenke, maar ek wil weet, ek kan vir jou uit enige boek, selfs die Bybel, ek kan uit die Bybel van Genesis tot Openbaring met jou psigiese staat as primêr praat. Dit wil sê, wat soek jy uit daai bediening? Wil jy 'n logiese benadering hoor van wat kan God vir jou doen en wat kan jy vir God doen sodat hy dit vir jou kan doen? En Paulus het geensins hom beroep in die wêreld. Hy het ook nie een keer in Korintiërs 1 Korintiërs 2 verder 'n erkenning gegee van 'n tegniese bemiddeling tot antwoord vir iets nie. Daai hoofstuk, iemand het eendag vir my gesê, ek verstaan nie daai hoofstuk as ek hom lees nie, want hierdie man praat in 'n ander liga. Natuurlik gaan hy in 'n ander liga praat, want hy praat nie sintuiglik nie. Hy probeer jou wakker kry, hoor mooi. Hy sê, al was ek swak, al was ek interessant, ons preek amper elke Sondag teen vrees. Hy sê ek was by julle in vrees en bewing. Hy sê ek was baie swak, ek was baie bang, ek het gebewe. In die Griekse ideaal en Griekse mitologie wat vandag ongelooflik in ons kerk reël deurslaan, moes jy altyd kalm gewees het. Jy moes altyd selfverseker. Die filosoof was altyd in beheer van sy vrees. Hy was altyd in beheer van die stel. Paulus sê nee, ek is nie. Sokrates was 'n baie, en ek gaan hom aanspreek, hy was die vader van filosofie vir Plato gewees, oor die 400 jaar voor Christus. So Sokrates wat rustig gesterf het, hoor mooi, en hy het baie kalm toe hy ter dood veroordeel was, 'n gifbeker gedrink en gesê, dit is omdat my siel nou verlos word, dat ek nie vrees het nie. Mense, Petrus was anders gewees. Hy het geweet wat sy wêreld van siege was, dat dit sekondêr is en vrees 'n deel van sy stelsel gaan wees, maar wanneer hy in die geestesrehelling beweeg, het hy sy geesteswêreld primêr gemaak. Hierdie is mooi. Paulus omhels sy eie gebrokenheid, want hy weet eers wanneer die sintuiglike mens, die charisma, die selfvertroue, die indrukwekkende vermoë sterf, kom die onsintuiglike krag van God tot werk. Dit is 'n magtige geheim, maar ek gaan saamstem, baie moeilik om te verwerk en baie moeilik om te begryp. En natuurlik as jou siege die primêre deel van jou geestesreëlm is daar 'n pad om eers te stap.